predikantespan wil sommer 'n bietjie vir julle terugvoer gee oor wat gaan aan op die oomblik en hoe werk die reëlings. Ons is nou in die midde van hierdie COVID-pandemie, lyk dit vir my. Daar's 'n heel party mense wat hier om ons positief toets en wat versigtig is. So hier op die terrein het ons 'n klompie reëlings getref, want ons kleuterskool en ons naskool en ons kindskool se kinders is binne baie streng regulasies ook terug op die terrein. En op hierdie selfde terrein hou ons kerk soms en daar word gedoop en daar word begrafnis gehou en die kantore word besoek. En daarom het ons die terrein in 5 zones verdeel, areas, en ons het die ingange 'n bietjie verander. So met ander woorde, as jy na die skole toe kom om jou kind te kom optel of aftel, of jy is hier om te kom doop, of is hier om 'n begrafnis by te woon, dan gebruik jy die regterkantste hek, met ander woorde die hek wat altyd die uithek was, om af te ry, en dan sal jou koers geneem word, en al daai dinge sal gebeur, en dan as jy na die kindskool toe kom, wat ons tydelik geskuif het hierbo, na die kapel en die kerkkantoor se areas toe, dan kom jy by die ou inhek in, en daar sal jy ook getoets word, en gevra word om sommer net jou naam op te skryf en so, en dan, terwille van die feit dat ons nie die hele predikantespan en die hele administrasieblok moet kwarantyne op dieselfde tyd nie, sou een van ons nou in aanraking kom met iemand wat COVID positief is, het ons 2 spanne gemaak. En ek weet nie hoekom nie, maar ek en jy is nou in die B's kantoor. Want B is vir beste. B is vir beste. Ek weet nie waar daai spul in die A kantoor in aanval maak nie, maar ons sien hulle nie eintlik nie. Dit is nou Karen en Wouter, en MC en Louise, Marie en Jolandi, hulle is hier in die A-kantoor, so as jy na hulle toe kom, dan parkeer jy bo, waar die ou volleybalbaan was, en jy kom by daai kantoor, by die ou voordeur van die pastorie in, en as jy na die grade-span toe kom, dis nou die B-span, dan kom jy af, dan parkeer jy daar langs die herinneringsmuur, en jy kom daar in, en ek en Sonika, en Rihanna, en Nadia, en Pieter, en Marlene, is daar werksaam, en dit is ook waar ons die goed aflaai as jy iets bring of so. So dis die reëlings op die kerkterrein op die oomblik. Ja, en dan, net omdat ons nie nou by die kerk eredienste het nie, wil ons nie hê jy moet ophou om kerk te wees nie. Ons wil graag hê daar waar jy bly en daar waar jy beweeg, kyk om jou rond, reik uit na die mense wat op hierdie stadium in nood is, wat meer nodig het, en ons het nodig dat julle ook ons oë daar buite sal wees, en ons sal laat weet, wanneer daar mense is wat in noodverkeer, veral van ons gemeentelede, of mense wat hier in ons direkte area is, as julle dink iemand het al kos nodig, of het op een of ander manier ondersteuning nodig, en ons weet nie daarvan nie, laat weet ons asseblief, sodat ons ook op so 'n manier kan uitreik. Kom ons hoor wat sê die kollegas. Ons wil dan ook hierdie kans gebruik net om vir die seniors te sê, ons weet hierdie is regtig 'n moeilike tyd, ons weet dat julle graag hier by die gemeente sou wou gewees het, deel bewees van die eredienste, en ongelukkig kan dit nog nie toegelaat word nie. Ons dink diep in ons harte aan julle in hierdie tyd. En ons wil graag sê, as julle 'n afspraak wil maak, kan julle ons gerus by die kerkkantoor sien. Ons doen ook hier en daar al besoeke by die oorde en die plekke waar dit toegelaat word, so ons kan gerus so ook by julle kuier, en bly veilig en gesond, dat wanneer ons weer saam kan wees, dat ons almal by mekaar kan wees. Ja, wat die jeugdinge betref, het ons nog 'n baie uitdagende ruk gehad die afgelope paar maande. Ons hoof fokus mos maar by die laerskoolbediening was huisgeloof gewees. En ons sou eintlik graag wou terugvoer kry van die ouers. Ons kom nou aan die einde van ons huisgeloofreeks, na 9 weke se huisgeloof. En dis maar ons manier om seker te maak dat die huisgesinne toegerus is en steeds kan geestelik groei en dat daar mooi geloofsgesprekke plaasvind. Ons mis ongelooflik die gemeenskap van gelowiges wat ons by die kerk het. Ons almal mis dit, en ek kry daai terugvoer op 'n gereelde basis, en dis vir ons net so sleg as wat dit vir julle is, vir ons om vir 'n leerkerk te moet preek en ons groepsbyeenkomste te moet staak, is vir ons sleg, maar ons besef op hierdie oomblik in tyd, ons moet net nog bietjie vasbyt. Daar sal weer 'n tyd kom wat ons weer met mekaar kan kom, en dan gaan ons sommer groot fees vier. En ons hoop regtig dat dit is hoe julle ook die saak sien, en dat julle geduldig sal wag saam met ons. Ons het 'n bietjie gekyk, en daar is meer as 120 mediese personeel en mense in mediese beroepe in ons gemeente, wat baie van julle weet ons is werksaam in COVID-sale en sien pasiënte by privaat praktyke en werk op verskillende plekke, selfs in van die staatshospitale.
En dit is nou van spesialiste en algemene praktisyns tot by patoloë en dieetkundiges en terapeute, aptekers, klomp mense wat in die mediese wêreld in ons gemeente werk. En ons wil regtig as 'n gemeente na julle toe uitreik en net sê hoorie baie sterkte. Ons dink aan julle, ons bid vir julle en regtig dankie vir alles wat julle doen. Ons weet dit is 'n hoë spanningsvolle geleentheid op die oomblik situasie en ons wil vir jou sê ons dink aan jou. Ja, en ons wil graag 'n beroep doen op almal. Om ons weer is nie lekker meer om maskers te dra nie. Ons wil graag by ons vriende gaan kuier. Ons wil weer aangaan asof daar nie 'n virus is nie. Maar ons is nou op die kruin van hierdie pandemie en ons wil regtig as predikantespan vra, kom ons respekteer mekaar se gesondheid, dra jou masker, moenie te veel oor en weer kuier nie. En laat ons kyk of ons mekaar veilig hierdeur kan kry. Hoopelik is die einde al in sig en kan ons een van die dae aangaan soos normaalweg. So bly gesond en kyk na mekaar en ons hoop om julle gou weer te sien. Ja, was jou masker.